Ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Geliefde broer en suster, kom ons sing saam Psalm 34 vers 1 en vers 2. Psalm 34 vers 1 en vers 2. Met die woorde in weelde en ongeluk, altyd sal ek die Here prys. Ons glo in een God, die Vader, die skepper van hemel en aarde, en van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het in die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Geliefde broer en suster, ons gaan saam luister nou na die wet van die Here. Ons doen dit vanoggend uit Deuteronomium hoofstuk 5. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak
van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. En daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Nou dat ons diep onder die indruk is van die wet van die Here, kom ons sing saam Psalm 25 vers 2 en vers 3. Met vers 3 wat ook al reeds die oorgang is na ons eerste gebed. Almagtige en ewige God, die Vader, U is onstuitbaar in U werking, U is onvergelykbaar. Anders is U vir ons ook wonderbaar. Ons kom voor U met harte vol respekvolle vreugde en erken dat
ons eens dood was in ons oortredings en sondes. En ons het soos alle ander mense gelewe. Ons was onrein, besmet met dieselfde sonde as alle mense. Ons het ook nie omgegee nie. Ons het ons ook nie aan u gesteer nie. Ons het miskien van u geweet, maar ons was eintlik maar besig met ons eie lewe, besig met ons eie dinge. Ons bely dat ons geen krag gehad het om onsself tot lewe te roer nie, en ook geen begeerte gehad het om u aangesig te soek nie. Vandag is die meeste van ons hieroor skaam. Sekerlik kan daar ook iemand hier wees, wat hier die gebed saam volg, maar nog nie saam bid nie, in wie u die eerste vonke van 'n besef nou tog moet laat vlam vat, vonke van u Heilige Gees se werking, iemand wat agterkom dat dit hy of sy is, wat van u weet, maar wat eintlik baie ver van u al weg is. Gebruik vanoggend u woord en die bediening van die woord om hier die eerste vonke tot 'n kragtige brandende vuur van die Heilige Gees te laat aanswel, wat heiligend, verterend voortwoed en brand in daardie mense hart en lewe. Verteer daardie hele ou lewe en vernuwe dit geheel en al tot die nuwe lewe. Here, ons dank U vir die wonderwerk van geestelike wedergeboorte, vir U soewereine inisiatief. Ons dank U dat ons voor die skepping van die wêreld in Christus het U ons uitgekies. Ons prys U dat U genade nie 'n reaksie op ons verdienste is nie, maar die oorvloed van U onverdiende guns. Hierdie vernuwing het ons nie verdien nie. Ons het nie daarvoor gewerk nie. Ons het dit nie eers gesoek nie, maar U het dit in ons laat gebeur. Goeie God en Vader, dankie vir die gawe van die wedergeboorte. Ons dankie vir die werk van die Heilige Gees wat lewe in ons droë bene geblaas het. Ons harte van klip weggeneem het en vir ons harte van vlees gegee het wat vir U klop en lewe. Ons prys U, Here, dat U die skrywer en die voltooier van ons geloof is. Ons dank U dat U wat 'n goeie werk in ons begin het, getrou is om dit in ons klaar te maak. Geseënd is U God en Vader van ons Here Jesus Christus. Volgens U groot barmhartigheid het U veroorsaak dat ons weergebore word tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Here, ons dank U dat ons verlossing nie deur ons krag is nie. Dit was nie ons wat U stewig vasgehou het nie, maar deur die krag van U greep wat ons vandag hier is. Beskerm ons teen die strikke van die vyand en die dwaalpaaie van ons eie harte. Mag die nuwe lewe wat U in ons geplant het groei tot 'n oes van heiligheid. Alles ter wille van U groot naam en die heerlikheid van U Seun, Jesus Christus, in wie se naam ons hierdie gebed bid. Amen. Geliefde broer en suster, ons lees 2 dele uit die woord van die Here. Een uit die Ou Testament, 2 Samuel, hoofstuk 12, 53 vertaling. En daarom het die Here Nathan na Dawid gestuur, en toe hy by hom inkom, sê hy vir hom, daar was 2 manne in 'n sekere stad, die een was ryk en die ander arm. Die ryke het 'n groot menigte kleinvee en beeste gehad, maar die arme het glad niks gehad nie, behalwe een klein ooilammetjie, wat hy gekoop en in die lewe gehou het, en wat by hom en saam met sy kinders groot geword het. Dit het van sy stukkie brood geëet en uit sy beker gedrink en in sy skoot geslaap. En dit was vir hom so 'n dogter. En toe daar besoek kom by die ryk man, het hy ontsien om van sy kleinvee of beeste te neem om vir die reisiger wat by hom gekom het iets te berei.
En daarom het hy die ooilam van die arme man geneem en dit berei vir die man wat by hom gekom het. En Dawid het baie kwaad geword vir die man en aan Nathan gesê, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het moet sterwe, en die ooilam moet hy viervoudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het en geen ontferming geken het nie. En toe sê Nathan vir Dawid, U is die man, so sê die Here, die God van Israel, ek het jou as koning gesalf oor Israel, en ek het jou gered uit die hand van Saul, en ek het die huis van jou heer aan jou gegee, en die vroue van jou heer in jou skoot, en ek het die huis van Israel en Juda aan jou gegee, en as dit te min was, sou ek aan jou nog meer sulke dinge daarby wil voeg. Waarom het jy die woord van die Here verag deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uria die Hetiet het jy met die swaard verslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. En nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie, omrede dat jy my verag het, en die vrou van Uria die Hetiet geneem het om jou vrou te wees. So sê die Here, kyk, ek sal uit jou huis onheil oor jou verwek, en jou vroue voor jou oë neem en aan jou naaste gee, sodat hy by jou vroue sal slaap voor die oog van hierdie son, want jy het dit in die geheim gedoen, maar ek sal hierdie ding doen voor die hele Israel en in die volle sonlig. En Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here, en Nathan sê vir Dawid, so het die Here dan ook u sonde vergewe, u sal nie sterf nie, maar omdat u die vyande van die Here deur hierdie saak aanduiding gegee het, om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is ook sekerlik sterwe. En dan lees ons ook, broer en suster, van die oomblik toe Petrus geval het. Dit word deur Lukas beskryf in Lukas 22 vers 54 tot vers 62, die 53 vertaling. En hulle het hom gevange geneem en weggelei en hom gebring in die huis van die hoëpriester. En Petrus het van ver af gevolg, en toe hulle 'n vuur in die middel van die binneplaas van die paleis gemaak en by mekaar gaan sit het, het Petrus onder hulle gesit. En 'n diensmeisie het hom daar by die vuur sien sit, en nadat sy hom vas aangekyk het, sê sy, hierdie man was ook saam met hom. Maar hy het hom verloon en gesê, vrou, ek ken hom nie. En kort daarna sien iemand anders hom en sê, jy is ook een van hulle. Maar Petrus sê, man, ek is nie. En na verloop van omtrent 1 uur, 'n ander een, dit verseker en gesê, so waar hierdie man was ook saam met hom, want hy is ook 'n Galileër. Maar Petrus antwoord, man, ek weet nie wat jy sê nie. En onmiddellik terwyl hy nog praat, het die haan gekraai en die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk, en Petrus het die woord van die Here onthou, wat hy vir hom gesê het, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik geween. Geliefde broer en suster, as teks by die eerste preek wat ek die Dordtse leerreëls hoofstuk 5 paragraaf 6 neem, hoofstuk 5 paragraaf 6, en dit is as volg, God, wat oneindig barmhartig is, neem weens die onveranderlike besluit van die uitverkiesing, sy Heilige Gees nie heeltemal van sy eiendom af weg nie, selfs nie in hulle jammerlike sondeval nie. Hy laat hulle ook nie so diep val dat hulle uit die genade van die aanneming en uit die staat van die regverdiging uitval nie. Ook laat hy nie toe dat hulle die sonde tot die dood of teen die Heilige Gees begaan nie. Heeltemal deur hom verlaat, hulle self in die ewige verderf stort nie. Nou, ek het nagelaat om dit op die liturgie te sit, dus hoekom het jy daar, is die Cathy se skuld nie. Ek vra verskoning daarvoor. U kan in die Psalmboek kyk, dit is hoofstuk 5, paragraaf 6, of artikel 6. Geliefde broer en suster, het u al met mense te doen gekry, soos wat ek redelik onlangs met iemand te doen gekry het,
wat heeltemal die verkeerde pad geloop het in sy lewe. Daardie persoon het groot geword met 'n goeie kennis van die Here en met gelowige ouers wat baie graag wou gehad het dat hy in die kerk van die Here diensbaar moet wees, die Here moet ken en die Here moet lief hê. En daardie ouers moes vir 'n baie lang tyd in hulle lewe aanskou hoe dat daardie mens glad nie daardie pad loop nie. Hoe dat daardie mens keer op keer vir die verkeerde pad gekies het. En daardie ouers het geweldige hartseer beleef oor hierdie ding. En al wat hulle op die ou einde van die dag kon doen, is hulle kon vir hierdie kind bid. Tot by die punt dat ouer uiteindelik bid dat Here, as U my kind se lewe moet neem, moet U dit doen, maar spaar my kind die hel. En mag jy dit werklik gespaar bly. Want so sleg kan dit inderdaad gaan in jou verhouding met jou kinders. Nou broer en suster, kan 'n mens baie dinge daaroor sê. En ek dink die belangrike is dat 'n mens nou al reeds vir jou kinders moet begin bid. Bid dat die Here hulle sal bewaar en dat die Here hulle sal vashou. Maar daar is nie een van ons wat gevrywaar is daarvan dat ons kind op hierdie pad kan beland nie. En voordat u hiermee te ver gaan en u dink, ek praat van iemand anderste, hierdie preek gaan oor ons. Ek het geen spesifieke persoon in gedagte nie, behalwe die eerste voorbeeld wat ek genoem het. En as jy dink dat hierdie preek is die predikant wat dit op jou gemik het, is jy heeltemal verkeerd. Dan is dit eerder die Heilige Gees wat besig is om met jou te praat en besig is om vir jou iets te sê. En miskien moet jy daarna luister. So hierdie preek, broer en suster, is met niemand in gedagte nie en is op niemand gemik nie. Ek noem dood eenvoudig vir u die feite. Daardie persoon beskryf sy lewe as absoluut donker, die donkerste plek waarop 'n mens jou kan indink jy kan gaan. Baie ver van God af. Hy sal sê, ek het God geken, ek het geweet wie hy is, en as mense vir my gevra het wie God is, kon ek vir hulle al die regte antwoorde gegee het. Maar ek het nie 'n verhouding met God gehad nie, ek het nie geweet wat dit behels nie, maak nie saak hoeveel keer my ouers met my daaroor gepraat het nie. Ek het geweet van God, maar ek het God nie geken nie. Ek was dalk besig met die dinge van God, maar God was baie ver van my af. Dit was my skuld, dit was nie God se skuld nie. En op 'n dag, broer en suster, gebeur dit dat daar 'n verandering in die lewe van so 'n mens kom, nadat ouers vir jare en jare gebid het. Wie het dit gedoen? En wat het daar gebeur? Want dit is die geskiedenis van baie kinders wat in die kerk van die Here groot word. Dis ongelukkig die pad wat baie mense se lewe loop, ook in ons eie dorp, in ons eie gemeente. En dis die tema van ons preek, en dit sluit aan by wat ons belydenis sê, in hoofstuk 5, artikel 6 van die Dordtse leerreëls, God bewaar ons in ons val, sodat ons nie verlore gaan nie. As jy nie luister nie, dan laat die Here dit by 'n punt in jou lewe kom dat jy baie hard val. En dat hy uiteindelik met jou dan werk en dan met jou ook baie duidelik vir jou laat blyk dat jy nie op hierdie pad kan aangaan nie. Jy val diep en jy val hard en jy kry baie seer. Jy is totaal oorbluf en geskok wanneer jy uiteindelik besef dat jy die duiwel nie soveel moet vrees as wat jy die Here moet vrees nie. Want die duiwel is niks in vergelyking met 'n regverdige God voor wie jy gaan staan as jy op hierdie pad verder aangaan nie. Veral omdat jy hom geken het en geleer is om hom lief te kry, maar jy het besluit jy is besig met jou eie lewe en jou eie dinge en jy sal doen wat vir jou plesierig is en wat vir jou aangenaam is. Soos ek sê, jy ken die waarheid en jy ken die pad, maar jy ignoreer dit geheel en al. Jy maak 'n draai tot naby die afgrond en soos die man dit vir my beskryf het, jy val van 'n hoë gebou af en uiteindelik beland jy op 'n muurtjie voordat jy die grond tref en jy
is op die punte van jou tone, wat jy balanseer, en uiteindelik is daar hierdie, soos wat hy dit beskryf, 'n onsigbare hand wat jou terugpluk, en jou red. Miskien ken jy dit, broer en suster. Miskien sit jy met dieselfde bekommernisse oor mense in jou lewe, nie noodwendig 'n kind nie. Hoekom gebeur dit dat daar redding is? Want so 'n mens verdien dit nie, so 'n mens verdien om uiteindelik homself te vernietig en homself ter pletter te val. Hoekom gryp God in mense se lewe en ruk hy hulle terug van die verderf af? Red hy hulle uit die hel uit, terwyl dit die plek was waarheen hulle op pad was en wou gegaan het met hulle lewenswyse. In een woord, God. En in nog 'n woord daarby, genade. Dieselfde God en dieselfde genade wat ek en jy ook ken. En dit is waar artikel 6 van die 5de hoofstuk begin deur te sê, God wat oneindig barmhartig is. God wat sy liefde geen einde ken nie. God wat soveel omgee dat hy jou nie kan toelaat om op hierdie pad te bly nie. Laat ek dit baie duidelik vir u weer lees. Neem weens die onveranderlike besluit van die uitverkiesing sy Heilige Gees nie heeltemal van sy eiendom af weg nie, selfs nie in hulle jammerlike sondeval nie. Selfs daar waar jy in die diepste gate gaan wegkruip en waar jy jou bevind tussen mense waar jy nie moet wees nie en op plekke waar jy nie moet wees nie, selfs daar kom die Here dat hy nie sy Heilige Gees van jou af wegvat nie. Terwyl jy dit verdien dat sy Heilige Gees nie meer by jou moet bly nie. En keer op keer loop jy dieselfde pad en jy luister nie. Hoekom sal God getrou bly? Want dit is wie hy is, dit is sy aard. Hy is 'n getroue God, ons as mense is ontrou, leer die skrif ons, maar God bly altyd aan ons getrou. En daarom as jy die ouer is in daai posisie, bly jy bid. Of as jy die eggenoot is in daai posisie, dan bly jy bid, dat die Here tog hierdie mens genadig sal wees, wat keer op keer sy rug op God draai. Die duiwel kan nie die planne van God keer nie. Die duiwel is nie almagtig, broer en suster, dat hy ons kan oorneem, die kind van God kan ruk uit die hande van God nie. Ek en jy, broer en suster, ken dit, dat ons self God baie kwaad maak met ons sonde. Dat daar tye in ons eie lewe is wat ons geweldig diep val. Dat ons ver van God af is. Dat ons uiteindelik vir ons eggenoot moet sê, hierdie, sê ek vir jou, is die dinge wat ek agtergekom het, ek in my lewe moet los. Die manier waarop ek praat, die manier waarop ek optree, die dinge wat ek dink, ek sê dit vir jou reguit. Ek besef ek is op die verkeerde pad, dit gaan nie meer met my goed nie. As jy nog nie met jou eggenote so 'n gesprek gehad het nie, broer en suster, hoekom leef julle so ver van mekaar af? Ook geestelik, hoekom leef julle so ver van mekaar af? Want wie is daar van ons wat nie worstel nie? Wie van ons is daar wat nie moet stryd teen die sonde en die Satan nie? Ek ken dit. Om die waarheid te sê, het ek dit net gister vir my vrou gesê, u kan dit vir haar gaan vra. Sy hoef nie vir u te sê watter sonde ek bely het teenoor haar of met haar oor gepraat het nie. Die punt is dat ons lees in die Dordtse Leerreëls hoofstuk 5, artikel 5, dat daar staan, dat daardie sonde is dodelik ernstig. Daar word gesê, daarmee vertoren ons God vreeslik, verdien ons die dood, bedroef ons die Heilige Gees, versteur ons die oefening in die geloof, verwond ons die gewete, en verloor ons soms vir 'n tyd lank die besef van die genade. Dit is verskriklike dinge. Dit is die pad van die lewe van die gelowige. En as u dalk gedink het, wel ek is bekommerd oor die doom nie. Die doom nie is eerlik, broer en suster.
En dit wat ek gesê het is niks verkeerd nie, want dan het jy 'n probleem met artikel 5 van die 5de hoofstuk van die Dordtse leerreëls. So begin dan daar, as jy 'n probleem wil hê. As jy dit nie ken nie, moet jy eerder vir jouself afvra, waarvan praat hierdie man? Hoekom ken hy dit en ek ken dit nie? Miskien omdat die stryd teen die sonde nie meer in jou lewe is nie. Ons lees in die Dordtse leerreëls dat God ons nooit heeltemal laat val of so diep laat val dat ons in die ewige verderf kan kom nie. Daar is mense wat sê wat baie verkeerd geleef het, baie ver van God af was, wat gesê het dat God het my die hel laat sien. Dit was angswekkend. Ek het besef dat dit is waarheen ek op pad is. En dit was vir my verskriklik. Hy sê, maar weet jy, dit was niks in vergelyking met toe ek agterkom God praat met my nie. Toe ek besef ek is in die teenwoordigheid van God nie. Ek het al hierdie dinge gedoen in die teenwoordigheid van God nie. God het dit gesien, God het dit gehoor, God het dit geweet. Hy sê, dit het my met vrees vervul. Dat ek nie 'n woord kon uitkry teenoor hom nie. Dat het gevoel het asof ek soos 'n dooie aan sy voete lê. Johannes in Openbaring hoofstuk 1. Dat ek soos Jesaja wil uitroep in die tempel, wee my, ek is 'n sondige mens. Hoe kan ek bestaan voor so 'n heilige, ontzagwekkende God? Ja, soms is kinders wat gedoop is en kinders wat in die kerk groot geword het, is ons nie maar almal brandhout wat swart gebrand is en uit die vuur geruk is deur die hand van God nie. Maar hoekom? Hoekom sal hy dit doen? En die antwoord is so duidelik en so pragtig en so kragtig in hierdie evangelie. God wat oneindig barmhartig is. God wat vol ontferming en liefde en deernis en genade is, wat my daar kan los waar ek myself in die vlamme werp, weens die onveranderlike besluit van sy uitverkiesing, sy Heilige Gees nie heeltemal van sy eiendom af wegneem nie, selfs nie in hulle jammerlike sondeval nie. Hoe kragtig en betekenisvol is daardie woorde nie, juis vir mense wat nou worstel teen hulle self nie, worstel teen hulle sondige natuur, worstel teen die sondige wêreld, wat die aanval van die duiwel op verskillende maniere beleef. Die duiwel val jou mos nie net een keer op 'n sekere punt aan nie, maar hy doen dit 'n paar keer om te kyk of jy gegroei het, en as jy nie gegroei het nie, dan volhard hy met daardie aanval. Maar as jy gegroei het, dan los hy jou eers weer vir 'n tyd. En dit het alles te doen met die soekende, verkiesende, wonderlike, volmaakte liefde van God. Dis die onveranderlike besluit van God. Dit beteken soveel. Paulus skryf aan die Filippense in hoofstuk 1 vers 6 die volgende: omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. God sal in my klaarmaak wat ek nie in staat is om in myself klaar te maak nie. God sal my vashou terwyl ek nie in staat is om aan hom vas te hou nie. Jy geweet, dit word in die doopsformulier ook gesê. Baie keer is dit wat ouers het. Hulle sê, wat gaan aan met hierdie mens? Hierdie mens vir wie ek so lief is. Wat gaan van hierdie mens word dat al wat die predikant of die ouderling kan sê is, maar hierdie persoon is gedoop. Daar staan in die doopsformulier, en as ons soms uit swakheid in sonde val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en volkome betroubare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Here, ek het ver geval, ek het diep geval, ek het teen U gesondig, ek skaam daaroor, ek huil daaroor. Ek wil nie hier wees waar ek nou is nie. Here, wat nou? Hoe lyk die pad terug na U toe?
En dan kom die Here deur die preek op 'n Sondag en hy sê vir my, sien jy nog die kruis op Golgotha? Dis die pad terug na my toe, dit is waar die versoening lê vir jou sonde, daar is die betaling vir jou sonde, los jou sonde, breek met jou sonde, begin met die nuwe lewe, maar glo ook in die betaling van jou sonde. Nie jou werk nie, my werk. Die remonstrante teen wie die Dordtse leerreëls geskryf is, het dit anders gehad. Daardie remonstrante het gesê, jy moet jouself uit daardie gemors uitkry. Dit hang af of jy sal volhard tot die einde toe. Ek is so bly, dis nie waar nie. Want broer en suster, dan was ek al menige kere verlore. Want my volharding was nie baie goed nie. Ek het nie altyd op die regte pad gebly nie, maar ek het self ook al in my lewe op die verkeerde pad beland, soos alle mense. En daarom is daar 'n 5de hoofstuk aan die Dordtse leerreëls. Die remonstrante is 'n verskriklike dwaalleer. Die gedagte dat ons self moet volhard, broer en suster, is 'n wrede dwaalleer. Dit breek mense. Dit vertel vir hulle dat jy moet perfek wees, en as jy nie perfek is nie, kan jy nie in die hemel kom nie. Dit is alles gebaseer op die idee dat dit is jou verdienste. Die waarheid van die Bybel is, God werk deur sy Gees in ons en hy laat ons volhard. Maar wanneer ons val, wanneer ons struikel, dan vat God nie sy Gees van ons af weg nie. Waaruit blyk dit dat God sy Heilige Gees nie heeltemal van hulle wegneem nie. Jy weet jy voel sleg. Daai ding wat jy gedoen het is verkeerd. Dit kla jou aan. Mense sê, my gewete kla my aan oor hierdie ding. Ek voel dit was verkeerd, maar ek weet nie hoe om dit reg te maak nie. Weet jy wat is dit? Dit is eintlik die Heilige Gees wat nie van jou weggeneem is nie, wat in jou werk. Dit is soos Dawid wat gesê het dat toe hy geprobeer swyg het oor 'n sonde in Psalm 32, het hy uitgeteer. Dit het nie met hom goed gegaan nie. Ek sê weer eens, broer en suster, as jy dink dat die predikant preek net vir jou, of mik die preke op jou, omdat daar huisbesoek by jou gedoen is, dan is jy verkeerd. Dan is dit eerder die Heilige Gees wat jou direk aanspreek in 'n preek. Dit is nie op jou bedoel nie. Dit is eerder die Gees van God wat met elkeen van ons praat, en dis goed en dis reg. Dit moet so wees, dis juis hoekom ons hierheen kom. God laat hulle ook nie so diep val dat hulle uit die genade van die aanneming en uit die staat van regverdiging uitval nie. Ek as 'n sondaar mag 'n kind van God wees. God verhoed dat ek uit sy huis uittrek. Hy keer my, hy hou my vas. Hy gee aan my die status van kind wees. En hy gee dat ek daardie status nie verloor nie. Net soos wat 'n ouer sy eie kind sal keer wat op die verkeerde pad is, wat sal ingryp en wat sal help. Die Here bewaar ons daarin. As U, o Heer, die sonde na reg wou gadeslaan, wie sou een enkel stonde voor U, o Heer, bestaan? Maar nee, daar is vergewing altyd by U gewees, en daarom word U met bewing reg kinderlik gevrees. Hierdie paragraaf praat van die doodsonde. Die doodsonde, dink mense baie keer, is ek het dan goed begin, ek is 'n kind van die Here, ek is gedoop, ek het belydenis van geloof gedoen, en toe het ek so ver afgedwaal, God so diep teleurgestel. Is dit nie die doodsonde nie, want ek kom net nie terug in daardie verhouding met die Here nie, ek kry dit net nooit weer dat dit goed is nie. En dan dink mense baie keer aan Hebreërs 6 vers 4 tot 6, waar daar staan, en lees dit asseblief saam met my, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het, en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het, en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe,
omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Mense sal sê, maar daar het jy dit. Dis mense wat nagmaal gebruik het, dis mense wat gedoop is, dis mense wat huisbesoek ontvang het, dit is mense wat die woord gehoor het, wat die eredienste bygewoon het, wat in die kerk was, en uiteindelik het hulle rug daarop gedraai. Dis onmoontlik dat hulle weer gered kan word. Daar het jy dit. Dit is die doodsonde. Maar broer en suster, hier staan ook, dit is mense wat die kruis openlik tot skande gemaak het. Wat die kruis openlik verwerp het. Wat gesê het, die bloed van Jesus Christus beteken vir my niks. Wat die werking van die Heilige Gees ontken het. En dit is 'n ander saak. Wanneer jy die werking van die Heilige Gees willens en wetens ontken, terwyl jy besef dis die werk van die Heilige Gees, dan is jy besig met die doodsonde. Dan is jy besig om die bloed van Christus werklik te vertrap. Dan draai jy jou rug op die kruis. En dis 'n ander saak. Jy maak jouself met opset hard. Willens en wetens. Maar mense wat dood eenvoudig in sonde verval en wat dwaal en afdwaal, soos die voorbeeld van 'n jong mens of 'n kind, broer en suster, dis 'n ander saak. Dis nie 'n mens wat met opset die bloed van Christus vertrap en die rug op die kruis draai nie. Dis mense wat dood eenvoudig in hulle lewe op 'n verkeerde pad beland het. En of ons dit wil weet, ons moet dit baie meer vir mekaar sê. Dat dit gebeur met alle mense. God in sy liefde, broer en suster, gryp wel in mense se lewe in. Wat van mense wat selfmoord pleeg onder moeilike omstandighede? Wat van daardie mense wat as gevolg van 'n geweldige psigiese siekte, as gevolg van 'n oneindige depressie, by die punt kom dat hulle hand aan eie lewe slaan, is daardie mense dan nie ewig verlore nie? Waar is die bewarende hand van God in so 'n situasie? Nou, soms, broer en suster, plaas mense hulle self in verskriklike moeilike omstandighede. Hulle doen dit deur besluite wat hulle neem oor baie jare. Hulle verf hulle self werklik tot in 'n hoek vas, en ja, hulle verloor die fisiese liggaamlike lewe as gevolg daarvan. Maar God bewaar hulle van die ewige dood. God bewaar hulle daarvan dat hulle ewig verlore gaan. En is dit hulle wat dit gedoen het? Nee, broer en suster. Wat is die verskil tussen jy wat rook en uiteindelik dalk 'n siekte kry as gevolg van die rook en sterf daarvan? Wat is die verskil tussen my wat dalk my motor te vinnig bestuur en in 'n ongeluk beland en sterf? Wetende terwyl ek vinnig ry, ek ry te vinnig, ek is ver oor die spoedgrens. Jy sien, ons oordeel met 'n harde oordeel, want ons dink ons kan oor mense en dit wat tussen hulle en God gebeur oordeel. Hou maar die harde oordeel vir jouself. Begin by jouself, voordat jy begin met die sonde van ander mense. As jy besig is met die sonde van ander mense, broer en suster, dan wil ek vir jou sê, jy besig met die eerste sonde. Dis die sonde van liefdeloosheid. Begin maar daar, begin by jouself. Amen. Kom, ons sing saam Psalm 34, vers 4 en vers 6. God sterke engel wil Sam God, de zee, goed,
Ek lees nou vir julle dieselfde skrifgedeeltes, maar paragraaf 7 sê, wanneer hulle so in sonde val, bewaar God eerstens in hulle sy onverganklike saad waaruit hulle weer gebore is, sodat dit nie vergaan of vernietig word nie. Ten tweede vernuwe hy hulle deur sy woord en gees, seker en kragtig tot berou. Die gevolg is dat hulle oor die sondes wat hulle gedoen het, van harte en volgens die wil van God berou het, en deur die geloof met 'n gebroke hart vergifnis in die bloed van die middelaar begeer en verkry. So besef hulle weer die genade van God, wat nou met hulle versoen is. Deur die geloof in hom eerbiedig hulle sy ontferming en verlang daarna met groter ywer. Met vrees en bewering werk hulle eie heil uit. Petrus, geliefde broer en suster, het geweldig diep geval. Dis dieselfde Petrus wat die skitterende belydenis uitgespreek het, dat U is die Christus, die Seun van die lewende God, baie kort tevore. Hy is die man wat die sleuteldraer is, en op wie die Here gesê het, die rots is waarop hy ook hierdie belydenis, die rots is waarop hy sy kerk wil bou, wat uitgespreek is deur Petrus. Hy het Christus se heerlikheid op die berg van verheerliking gesien, en hy het gehoor hoe dat die Vader sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. En kort daarna verloon Petrus die Here nie net 1 keer nie, maar 3 keer. As die diensmeisie hom konfronteer, probeer hy homself uit die gevaarlike situasie te kry, deur sy meester te verloon. Die tweede keer bekragtig hy dit met 'n eed, deur die Here se naam in te roep, dat hy hom nie ken nie. En 'n uur later, broer en suster, roep hy die vloek van God oor hom, deur te sê, dat hy die Here nie ken nie. Matteus 26 vers 74 moet jy gaan kyk. Dit moes vir die Here baie pynlik gewees het, want die Here het geweet, hy gaan dit doen, hy het dit voor die tyd vir hom gesê. Die Here moes dit dalk selfs gehoor en gesien het, want Lukas sê vir ons, die Here het net nadat dit gebeur het en die haan gekraai het hy omgedraai en vir Petrus gekyk. En Petrus het uiteindelik uitgehardloop en buitekant bitterlik gaan huil. Wat het hy gesien in die oë van die Here? En dit staan nie daar nie. Staan nie in die Bybel. Wat het Petrus gesien in die oë van die Here, wat hom so gebreek het, dat hy uitgehardloop het en buitekant bitterlik gaan huil het? Teleurstelling, 'n verwyt, 'n skuldige aankyk. Nee, broer en suster, dis wat ek en jy sal doen. Dit is wat selfsugtige mense sal doen. Selfsugtige mense sal vir jou kyk met die kyk van, hoekom doen jy dit aan my? Die volmaakte verlosser en Here sal nie so kyk nie. So wat het Petrus so gebreek? Die begin van die vorige paragraaf. Die oneindige barmhartigheid, die liefde in die oë van die Here. Dis al wat daar in die oë van die Here Jesus kon gewees het. Anders kon hy nie meer die volmaakte verlosser vir ons gewees het nie. Dit is wat hy daar gesien het. Dis wat die sondaar so oorweldig, dat jy so sal reageer. En daarom, broer en suster, dit laat ons besef. Dis hoe die Here ook na ons kyk wanneer ons struikel en val en diep van hom al weggeval het, ver van hom al weggeval het. En daardie kyk in die Here Jesus se oë dadelik ook gesê, ek sal jou terugbring, Petrus. Jy kan nog weer by my wees. God bring ons terug sodat ons nie verlore gaan nie. En na sy opstanding het die Here Jesus dan ook aan Petrus verskyn. Dit was net hulle alleen, ons weet nie wat daar gesê is nie. Uiteindelik, broer en suster, na vele verskynings waar Petrus ook by is daar die verskyning by die meer van Tiberias of die see van Genesaret, Johannes 21, waar die Here Jesus
3 keer vir Petrus vra, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En Petrus antwoord die Here, ja Here, u weet dat ek u lief het. En die Here sê vir hom, laat my lammers wei. Die Here vra hom weer 'n keer, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die 3de maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die 3de maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. En Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Waarom het Petrus hom so geantwoord? Here, u weet alles. Hoekom het hy hom so geantwoord? Hoekom het hy net weer gesê, Here, u weet dat ek u lief het nie? Hy het eintlik probeer sê, ja Here, so lief as wat 'n mens u kan hê, maar u en ek weet al twee, mens is maar swak, want ek het u verloon. U weet alles. U weet wat ek en u weet. U weet wie ek is. U weet hoe dat ek struikel. U weet hoe swak ek is. U weet hoe ek val. Maar ja, ek het u lief. Al is ek swak. En daarom, broer en suster, nou kom ons belydenis in hoofstuk 5, en ek dink hierdie is die wonderlikste paragrawe, van die wonderlikste paragrawe in ons hele belydenis, hoofstuk 5, 6, 7, en dan hierdie woorde tref my altyd in paragraaf 7 wat sê, maar hulle so in die sonde, wanneer hulle so in die sonde val, bewaar God eerstens in hulle sy onverganklike saad, waaruit hulle weer gebore is, sodat dit nie vergaan of vernietig word nie. So wat het God gedoen? Hy het in my saad gesaai wat onverganklike saad is. Maar weet jy, die belangrikste woorde is nie die woorde onverganklike saad nie. Die belangrikste woord in daai uitdrukking is 2 letters. En as jy hom miskyk, dan gaan jy sukkel. En daai woordjie is sy onverganklike saad. Sy krag. Hy is die krag in my lewe. Die saad wat van hom afkom, wat nooit kan sterf nie, want hy is 'n ewige God. Sy onverganklike saad bewaar hy in my. Jy almal ken tog namakolandaisies, daai geel en oranje blommetjies wat ons hierdie tyd van die jaar in ons tuin het. Jy saai hom 1 keer, volgende jaar is hy weer daar. Die Afrikanertjie is ook so, en die ou kappertjie tot 'n mindere mate is ook so. Jy saai hom 1 keer, en dan is hy altyd daar, hy kom altyd weer op. En dis 'n swak beeld, ons almal ken al hierdie blommetjies wat ek genoem het. Dis 'n swak beeld, maar dit is die onverganklike saad, dis soos die onverganklike saad van God, wat hy in ons harte saai, wat nie kan verdwyn nie. Dit het ons laat wedergebore word, so al val ek, al struikel ek is nie perfek nie, en hy weet dit. Ek het dit teen die leer van die remonstrante, die leer van die perfeksionisme. Jy rook nie meer as jy wedergebore is nie. Jy drink nie meer as jy wedergebore is nie. Jy vloek nie meer as jy wedergebore is nie. Jy snou mense nie meer lelike goed toe as jy weergebore is nie. En ons almal weet, dis nie waar nie. Ons almal weet, ons is nie perfek nie. Is dit nie? Maar hulle verkondig dit, die leer van die perfeksionisme. Jy moet dit word, jy moet dit wees. Jy durf tog nie ietsie drink nie. Jy vat nie aan 'n sigaret of 'n sigaar nie, met geleentheid nie. Dis alles uit die bose uit. En jy vloek nie meer nie. Maar ons almal doen maar. En is dit reg, dis verkeerd. Dit maak God baie diep seer, broer en suster. Ons weet dit. Uiteindelik is God besig om deur sy Heilige Gees kragtig in elkeen van ons te werk, en waar hierdie dinge in my lewe is, en dis 'n probleem, dit erken ek, en dan werk ek daaraan onder leiding van sy Heilige Gees. Ek glo sy Gees is besig om voortdurend in my te werk, sodat ek die mens word wat ek moet word op pad na die ewigheid. Ek is nie daai mens nou nie.
God is besig om my te omvorm tot 'n mens, wat tot eer van sy naam op hierdie aarde kan leef, maar ook hierna te meer. En in daardie stryd is dit op en af en struikel en val en swaar kry, maar God bewaar die onverganklike saad in my hart en hy neem sy Heilige Gees nie van my af weg nie. Hy vernuwe my, sê die 7de paragraaf, hy vernuwe my deur sy woord en gees kragtig tot bekering. En daarom lees ek my Bybel, bly ek in die Bybel, hou ek by die woord van die Here, want die Here vernuwe my deur sy woord en sy gees. Ek gaan nie weg van sy woord af nie. Ek bly dit lees, dit is vir my kosbaar, ek verteer dit. Die gevolg is, broer en suster, dat hulle oor die sondes wat hulle gedoen het van harte volgens die wil van God berou het, en deur die geloof met 'n gebroke hart vergifnis in die bloed van die middelaar begeer en verkry. Jy jok nie meer oor jou sonde nie, jy's eerlik met God oor jou sonde, jy praat met hom daaroor, jy bely dit openlik voor hom. Dis nie vir jou maar net ek gaan vinnig na die Here toe en ek vra Here vergewe my sonde nie, ek neem tyd en ek praat met hom oor wat verkeerd is en hoe ek afdwaal. Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë. Ek het U naam skade aangedoen. Dit is vir my die ergste, dat ek U naam skade aangedoen het. Die Dordtse leerleels sluit af met die woorde, so besef hulle weer die genade van God, wat nou met hulle versoen is. Aanbid hulle sy ontferming en trou, om daarna met groter ywer hulle eie heil met vrees en bewing uit te werk. Ek lê my nou meer daarop toe om reg te lewe. Volmaak is ek nie, baie ver van volmaak af. Ek is saam met U op pad na die ewigheid in God se teenwoordigheid. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Loof hom wat jou van skuldelas onthewe, genadiglik die sondes wil vergewe, jou krankheid ken en liefderyk genees, wat van die dood jou lewe weer verskoon het, met goedheid en ontferming jou gekroon het, en in nood is hy jou hulp gewees. Ons belydenis is prakties. Dit is eenvoudig, hierdie was nie 'n moeilike boodskap nie. Ons almal moet hiermee kan identifiseer. As daar een van u is wat sê, hierdie preek van vandag was nie vir my nie. Daar is nie met my gepraat nie. Broer en suster, dan ken jy nie jou sonde nie. Dan moet jy werklik gaan besin oor jou verhouding met God. Daar is nie een van ons wat nie struikel en wat nie val nie. Ek sluit af met Psalm 34. Ek wil die Here altyd loof. Sy lof sal altyd deur in my mond wees. My siel sal hom beroem in die Here. Die ootmoediges sal dit hoor en bly wees. Maak die Here saam met my groot en laat ons sy naam verhef. Ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat U nie U Heilige Gees van ons af wegneem nie. Dankie dat U ons daarvan bewaar, dat ons so teen U sal sondig, dat ons kan verlore gaan. Dankie dat U verbond hou, ook teenoor kinders wat ver van U afdwaal. Dat U ons terugbring op die regte pad en terugbring in die verhouding met U. Sny alle hoogmoed wat in ons vasklou uit. Ruk dit uit ons uit. Verwyder dit van ons af weg as ons dink dat ons dink ons staan en ons kan nie val nie. En as ons blind is vir ons eie sonde en ongeregtigheid, Vader in die hemel, maak ons oë oop vir hoe gebroken
en stikkend ons is. Al dink ons dat ons U liefhet, laat ons besef dat ons U nie volmaak liefhet nie. En dat ons nie voor U kan leef en bestaan, as dit nie was vir die volmaakte versoeningswerk van ons Here Jesus Christus nie. Dankie vir U onverganklike saad wat U ons laat deur wederbaar het. Saad wat in ons is en in ons harte lê en weer kan opkom, keer op keer. Gee dat ons sal vashou aan U goedheid, veral in daardie tye as ons swaar kry en ver geval het. Ons dankie vir elkeen wat U wederbaar, vir elke lewe wat U vernuwe, vir elke mens wie se lewe U omdraai, en wanneer hulle hier is en saam met ons as gelowiges hier is, laat ons saam met hulle bly wees daaroor. Laat daar nie 'n oomblik van oordeel, nie in 'n kyk nie, nie in 'n woord nie, van enige een van ons se kant af kom nie. Ons bid ons gebed in die naam van U Seun. Amen. Geliefde broer en suster, daar is 'n geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Ons sluit af, broer en suster, met Psalm 31, vers 17. Net die mooi kyk, broer en suster, watter verse? 18 en 19. Sy ons laat my
Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.